En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Goed, vanaand wil ek net sê, gaan ons die tweede helfte doen van die baie, hoe gaan ons dit sê, opspraakwekkende, gaan ons dit so noem. Dit beroemd of berig beteken. So rukkie terug het ons gepraat oor die ware oorwinning, en hoe 'n mens moet pas op om nie betrokke te raak in 'n Christuslose Christenskap nie. En dat dit baie maklik kan gebeur, en die voorbeeld wat daai aand opgehaal is die manier hoe ons dan nou intersessie doen of kwansies geestelike oorlogvoering. Ons wil daai gesprek klaarmaak, terwille van die mense op die kamera ook, baie mense daarna gevra, en dit is nou vanaand, so ek hoop julle is reg om te blaai in die Bybel, want wat ons eintlik gaan doen, ek gaan nou saam met julle bid, maar wat ons eintlik gaan doen, is ons gaan die skrifte lees, en net seker maak ons sien wat daar staan, en dit sê eintlik wat ons moet hoor. Ek hoef nou nie vreeslik storieetjies te praat vanaand, die woord is kragtig by homself. So as julle reg is om dit te doen, dan gaan ons dit nou doen, so hou julle Bybels reg as 'n hele klompie skrifte wat ons gaan moet lees. Kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare vergadering, in persoon, hier in die De Wetsaal in Onrus, maar ook die voorreg wat ons kan hê, om hierdie vergadering te hê, saam met almal wat op die kamera vir ons kyk. Dankie Here Jesus vir hierdie groot vergadering. En dan dink ons, maar dis nie net ons nie, dis al die gelowiges op hierdie stadium, wat op die aarde is, al die gelowiges wat ons vooraf gegaan het, deur al die eeue heen, dat ons saam een familie kan wees, met Christus Jesus as ons hoof. Ons bid, Here Jesus, dat U ons harte sal versterk vanaand, om te hoor wat U vir ons sê, en seker te maak, dat ons onsself daaraan meet, en aan niks anders nie. In Jesus se naam. Amen. Goed, as julle reg is. Dan wil ek ook, ja, kom ek sê dit, julle kan so lank oopmaak by Lukas 22. Ons het verlede maandag het ons terugvoering gehad van Mousa, Miranda en Solien, en toe het ek ook so aan die einde net gepraat oor hoe pas ons die goedjies toe, nou julle dit, hoe pas ons toe wat ons hoor, en toe het ek gesê, wel, ons moet met mekaar praat, hoe kan ons mekaar help, om seker te maak, dat ons nie net in inhoud, of in kennis, of in theorie groei nie, maar dat ons ook dit toepas in ons lewens en ons harte, want, hier is nie een persoon wat hier sit vanaand, wat altyd weet, wat om te doen in alles nie. Daar bestaan nie so 'n persoon nie. Geen persoon nie. Die is nie 'n uitsondering nie. Nie eens 'n halwe uitsondering nie. En dat ons Jesus nodig het, maar mekaar nodig het in die proses. En dit is, ek dink baie keer is dit 'n bedreigende saak, want dit beteken dat ek nie net my hart moet oopmaak voor die Here Jesus nie, maar dat ek ook my hart moet oopmaak voor my medebroers en susters in Christus. En dat ek teenoor julle verantwoordelik is vir my getuienis. Kan jy dit verstaan? Verstaan julle dat ek verantwoordelik is vir my getuienis teenoor julle? Verstaan julle dit? En my getuienis is dat ek 'n baptis is. Ja, as dit my getuienis is, het ek 'n hengse probleem. Dis nie my getuienis nie, of 'n AGS, of 'n NG nie, dis nie jou getuienis nie. Jou getuienis is dat jy 'n disipel van Jesus is. Dis jou getuienis, en dat ek vir daardie getuienis teenoor jou verantwoordbaar staan. Maar it goes both ways. Ek is nie net verantwoordelik teenoor julle vir my getuienis nie, maar ons is verantwoordelik teenoor mekaar. En dis 'n belangrike saak, en hoor nou mooi, as dit net teorie is, wil ek nou vanaand vir julle sê, is ons groepie wat hier sit, 'n sorry sight. Kan julle dit verstaan? Nee, of is dit nou, dis nie moeilik nie, nee. Dis 'n sorry sight,
as jy nie by die plek kan uitkom, waar jy jou getuienis wat jy neem op jou lippe, nie prakties uitvoerbaar is nie. Dis 'n sorry sight. En ons wil dit vermy. Ons wil op mekaar ag gee nou, ons gaan nou weer 'n versie lees wat ons wanneer het ons daai ander boodskap gedoen? Nee, 2-3 weke terug dalk. Gaan ons dit 3 weke terug. Waar Petrus vir Jesus sê, ek het vir jou gebid, dat die Satan gaan julle sif soos koring, maar ek het gebid dat jou geloof sal behou. Dit is ook waar van ons. Jy moet dit verstaan. Daar is een agenda wat die Satan het. Die agenda is nie om van jou 'n moordenaar te maak nie. Sy agenda is om jou te sif soos koring, sodat jy van Jesus sal wegkom. Hy het nie 'n probleem met die feit dat jy godsdienstig is nie. Die Satan het geen probleem daarmee dat jy die woordskool bywoon nie. Eerlik, ek beloof jou. Ek dink hy het vir my gesê. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Waarmee hy 'n ongelooflike probleem het, is wanneer jy in jou lewe begin toepas wat Jesus vir jou sê. Daarmee het hy 'n onsaglike probleem. En dis waar ek en jy vir mekaar moet waak. Dis wat ons moet waak, né? Ek wil nou net vir julle sê, nou, ek weet dit gaan nou net hier in die saal bly. Dit gaan nou nie uitgaan nie. Ek wil die piep kry. Nee. Ek probeer nou dink, hoe kan ek dit sterker sê? Ek wil die horrie piep kry. As ek iemand teekom wat heeltyd sê nou maar, hy kom uit 'n Pinksterkerk en sy grootste bekommernis is dat hy getrou aan die Pinkster tradisie sou wees. Of die gereformeerde tradisie, of die baptiste tradisie. Ek wil die horrie piep kry as ek teekom. Kan jy nie vertel nie? Dink jy regtig dis die roeping wat God op jou lewe geplaas het? Want indien dit was, het al die disippels dit gemis. Weet jy hoekom? Hoekom? Want nie een van die 3 denominasies het bestaan toe Jesus se disippels daar was nie. So dan dink ek net, my liewe lofing, is dit waaroor jy al jou energie en tyd belê, is om die tradisiekie van die organisasie waaruit jy kom te handhaaf. Liewe land, ou, jy het dit heeltemal mis. Dis glad nie God se roeping op jou lewe nie. Nou terwyl ek op daai noot is, vra ek vir julle, wat is God se roeping op jou lewe? En jy moet dit kan staaf met iets in die skrif. Sê vir my. Enige iemand, wat is God se roeping op jou lewe? Annetjie, jy mag nie antwoord nie. Want somehow het jy die krip notes. Ek weet nie, Pippa, ons moet praat oor hierdie, want sy het aan mekaar behalwe Annetjie, sê vir my, wat is God se roeping op jou lewe daar agter? Ek sien daai hand. Ek dink om 'n verhouding te hê met sy seun, en dit is in 'n liefde een. Okay, alright. Sal dit wees Exodus? Nee. Goed, ons is warm as ons net 65 boeke hoor. Kom ons. Waar sal dit wees? Sy slaan die spyker absoluut op die kop. Dit is presies wat daar staan. Waar staan dit? Sy sê die roeping is om gemeenskap te hê of in fellowship te lewe met Jesus Christus ons Here. Waar staan dit? Lees dit vir ons, lees dit lekker hard, hoor dit, ek wil hê, jy moet dit hoor vanaand. En as sê ons nou, na sy dit gelees het, amen, en gaan huis toe, het jy klaar iets gehoor wat die moeite werd is. Lees dit gou, Lizette, het jy dit daar? Maar lees, en jy moet dit opstaan, asseblief. Jy moet hard lees. Ek moet net sê. Okay, gooi hom. God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy seun, Jesus Christus, ons Here. Is dit nie lieflik nie? God is getrou, deur wie julle geroep is. Kyk in jou Bybel, nee, ekskuus, ons gaan 'n paar versies lees, maar lees dit gou daai versie toe. Het jy jou Bybel hier? As jy nie het nie, sit langs 'n Christen. Kom aan, kyk gou in jou Bybel, 1 Korintiërs 1 vers 9. Asseblief lees dit. Dit is goud werd. Goud werd, sien dit daar. Is julle oop daar? Nee, die ou vertaling sê, God is getrou, deur wie julle geroep is, om gemeenskap te hê met die Seun,
Jesus Christus, onze Here. Daar is jou roeping. So nou wil ek vir jou sê, jare terug in die Boland, as ons so huiskerkies gehou het onder die plaaswerkers, het hulle 'n liedjie gesing. Die liedjie was, my broeder, my suster, hoe ver is jou reis? Ken julle die liedjie? Nee, goed, ek sing klaar. My broeder, my suster, hoe ver is jou reis? My broeder, my suster, hoe ver is jou reis? My reis is na die hemel, halleluja. My reis is na die hemel, halleluja. Pom pom, my broeder. Nee, hy sing lekker. Nee, daar's iets wat jy moet hoor, my broer en my suster, hoor dit. Jou roeping is dit. Maak seker jy verlaat nie hierdie lewe en jy het dit gemis nie. Jou roeping is om in gemeenskap te lewe met die Seun. Verstaan jy dit? Dis waar ons wil uitkom, alright. Soos ek sê, ons kan hier sê amen. Nee. Ja, maar ons gaan nou nie. Ja, want julle kom al die pad uit Kleinmond. Ja, of Botterrivier. Goed, kyk, Lukas 22, vers 31. Nee, jy kom van waar kom jy? Somerset Wes. Ai, ek hou ook nie trek met al jou moves nie. Goed, Lukas 22, vers 31. So kom ons lees dit deur. Sê ons wil nie betrokke raak in 'n Christuslose Christenskap nie, waar jy dink jy's 'n Christen, maar niks wat jy doen het met Christus te doen nie. Hier is ons een, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk, want Jesus weet wat gaan nou gekom. Dit was kort voor die kruisiging gesê en Petrus gaan hom verloon. Nou daar, al wat ek wou gehad het jy moet raak sien is dat Jesus weet dat die Satan het begeer, het dit van God begeer. Nie net in homself nie, maar toestemming gevra. Ons weet dit, want ons lees dit elder op ander plekke in die Bybel. En hy gaan hulle soos koring sif. Julle weet hoe werk koring. Jy het geoes, jy het daai virke en hulle wand dit uit. Nee, gooi dit in die lug dat die kaf wegwaai, die korrels is swaarder en hulle val in 'n hoop hier, maar die kaf waai weg. Daar's so aksie wat die duiwel uitvoer tussen mense om die kaf en die koring te skei. En Jesus sê nie, ek bestraf jou, jy mag dit nie doen nie. Dis nie wat hy doen nie. Wat hy wel doen is, ek bid, dat jou geloof, jy sal nie begewe in jou geloof nie. So die aksie gaan plaasvind. God keer nie die Satan om dit te doen nie. Dis 'n baie belangrike ding, dat jy dit net raak lees. En ek sal daai goed lees en dan dink ek, jenne, maar hoekom het Jesus nie net die duiwel bestraf nie? Nee, want dis hoe ek groot geword, jy bestraf hom net. Nee, en dan gaan alles weer fantasties reg, maar dis nie wat hier gebeur nie. Nou in die lyn van wat Jesus vir Petrus sê, nou gaan ons volgende een lees, maar nou so agter in jou Bybel, nê? 1 Johannes 5, vers 4 tot 5. Want daar's 'n ander manier hoe God kyk na geestelike oorlogvoering as wat ek en jy daarna kyk, en dis wat ons moet ontdek. Ek gebruik dieselfde woorde wat die Bybel sê, maar ek het 'n ander bedoeling daaraan gekoppel. Ek sê nie wat God sê nie. Dit is wat ek wil sien. Nou 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 lees so. Ou vertaling sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en daar's nie 'n punt daar nie. Kan jy dit sien? Daar staan nie alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, punt nie. Volgende vers nie. Ek is so bly dis nie wat daar staan nie. Want anders het ek en jy daai vers gevat, en dan het ons met hom gehardloop oor die vlak, en met hom geswys, soos die ou gesê het in die ou dae. Onthou julle daai blink 5 sente wat ons gehad het, met die kraanvoël op. Hulle sê die oom is so synig, hy draai sy sente so om, dat hy kraanvoël sy oë traan. Ons doen dit met die Bybel. Ons gryp 'n versie en ons dryf hom so, laat sy oë traan later. Daar staan, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons
Geloof, wag net, wow. Wag nou net, nou wil ek net iets sê, maar nou kan ek nie help om te dink aan die mense wat by ons kuier en hierdie verskriklike kopseer het, en sê, ons moet asseblief net saam met hulle bid dat die apteek oop is. Toe dink ek, ons sal, maar wat van ons bid vir sê nou maar jou kopseer byvoorbeeld. Want nee, los my kopseer, bid net dat die apteek oop is en ons kort dis aspirin. Dit goed. Luister, die geloof wat die wêreld oorwin het, is nie die geloof wat sê, ek gaan gesond word en ek gaan gesond word nie. Dis nie die geloof waarvan die Bybel praat nie. My pa, byvoorbeeld, kon nie sê as hy 'n kopseer het, hy het 'n kopseer nie, want hy voel, dis ongeloof. Ek sê, pa, luister, pa weet natuurlik, ongeloof is verkeerd, maar lieg ook. Hoe is pa se kopseer? Nee, is gesond. Maar ek kan sien, hy kan nie deur sy oë kyk nie. So seer kopseer. Hy kan net nie sê, ek het 'n kopseer nie, want dis dan ongeloof. Iemand het hom so geleer. Waar kom jy daaraan? Dis nie waar nie. Wanneer die Bybel praat van dis die geloof wat die wêreld oorwin het, is dit die geloof oor die persoon van Christus Jesus. Dis die geloof waarvan die wêreld praat. Daar is kere waar ek genees word, maar daar's baie kere waar ek nie genees word nie. Daar's kere waar ek gered word uit 'n geweldige disaster, en daar's ander kere waar ek glad nie gered word uit 'n disaster nie. As jy op 'n plek kom waar jy dink dat elke disaster waarin jy kom, sal jou nie aanraak nie, jy gaan net ongeskonde daardeur, is jy in vir die surprise van jou lewe. En dis nie hoe Christendom werk nie, maar daar's baie mense wat dit voel, en so as die oomblik wat daar 'n krisis hier kom, is die eerste ou wat moet verbykom die duiwel. En hulle bestraf hom en sê hom en jag hom, en as omtrent nie 'n vark in die omgewing waar daar nie 'n demoon in gejaag word. Nou dink ek, ouens, wag net, daar's 'n plek vir alles. Jy moet net hoor wat Jesus sê, voor jy 'n versie gryp, die handbriek losmaak en petrol trap. Wag net eers, maak seker jy sê wat God sê. Moenie sy woorde gebruik en jou eie betekenis daaraan voeg nie. So luister, hierdie versie praat van die geloof. Wat se geloof? Die geloof dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat niks my daarvan sal laat afsien nie. Daar staan dit. Wie anders is dit? Vers 5, wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo, wat? Dat Jesus die Seun van God is. Dis waaroor die groot bekleierery gaan. Ons gaan nog wel by uitkom nou. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu. Ons wil by dit uitkom, maar waaroor is die beklei? Waaroor is die beklei? En wat is die waarborg wat Jesus vir jou gee? Gee hy vir jou die waarborg van 'n kreukelose, stresvrye, moeilikheidvrye, dramavrye lewe? Nee, nêrens staan dit nie. Maar ek en jy het ingekoop op daai een. En ons moet net seker maak, ons sê wat God sê. Nou, een hoofstuk terug, op daai selfe boek, 1 Johannes 4 vers 4. Net vir die besoekers sê, ek praat nou ekstra hard, nee, want dis mense hier wat nie mooi hoor nie. En ons het nie mikrofone nie, so ek moet projekteer. Maar dit gee my 'n ekstra drif, ek moet sê. Nee, so besig. 1 Johannes 4 vers 4. Ons lees by vers 2 tot 4. Vers 2 sê, hieraan ken julle die gees van God. Dus so, net 'n pause gou daar. Weet jy dat die gees van God geken kan word? Dat jy kan onderskei, is dit die gees van God of nie? Weet jy dit kan, jy kan. Ja. Weet julle dit? Weet julle dat alles wat gebeur, kom ons sê nou maar, in die kerk, is nie die gees van God nie. Nie alles wat gebeur. In die kerk is die gees van God nie. Weet jy die verskil? Kan jy onderskei wanneer is dit en wanneer is dit nie? Kan jy? Ek gaan nou die tyd spandeer om vir elkeen te vra of hy kan.
Hey, dis verskriklik belangrik. Hierdie, dis verskriklik belangrik. Die feit dat iemand hier voor staan en jy weet, met al sy dinge en sy sites en sê God sê, beteken nie, dis God nie. Die feit dat die kanselkleed sê, so spreek die Here, beteken nie, dis die Here wat spreek nie. Jy moet kan onderskei, weet jy hoe? Goed, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Nou, ek wil net gou daar vir julle iets sê. Onthou net Johannes, skryf 'n brief vir spesifieke mense. Hy gaan sit nie in sy kantoor en dan sê hy, goed, wat kan ek skryf vir gelowiges deur al die eeue heen nie? Verstaan julle dit? Hy het nie gaan sit en skryf sy memoirs, net voor hy doodgaan, wat kan ek, nadat ek nie meer hier is nie, wat wil ek sê vir die Christene deur al die eeue heen nie, en nou sê hy, jy weet, waarhede wat vir eeue, jy weet, hy, onthou net, dis nie wat hy doen nie. Hy skryf die waarheid van God, maar hy skryf spesifieke dinge vir spesifieke mense in 'n spesifieke omstandighede. Kan julle dit verstaan? So hy's hier in onrus, sê nou maar, en hy's hier in die De Wetsaal, en hy het al 7 jaar woordskool by julle gehou, en nou skryf hy 'n brief vir julle in onrus. En hy praat oor goedjies, nou wat is die kans, dat oor 1000 jaar later gaan die mense wat daai brief kry, presies weet van wat hy aanspreek? Wat is die kans? Baie min, indien enige. En dis wat gebeur met die skrif. Ons kry dit, en hier skryf Johannes 'n bepaalde ding, en dan moet ek en jy stop het 'n bietjie. Met wie praat hy? Nommer 1, eerste vraag. Wat probeer hy vir hulle sê? Wat het daar gebeur dat hy die goed skryf wat hy skryf? Is die basiese beginsels van Bybelstudie. As jy die Bybel lees, hoekom wil jy daai vrae vra? Want jy wil ontdek, wat was die intensie van die skrywer? Hoekom wil jy dit ontdek? Sodat jy vandag kan verstaan, 2000 jaar later, wat daardie woorde ook vandag vir ons beteken. Dis mos logies nie waar nie. So hy sê, hy praat in 'n baie spesifieke ding, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Die situasie waarin Johannes skrywe, is mense wat net glo dat God nie in die vlees gekom het nie. Dit was die direkte krisis vir die gemeente. Nee, daar's mense wat net sê, maar dit is nie waar nie, en hulle het allerhande goed, en Johannes praat 'n spesifieke ding aan, en sê, luister, enige iemand wat uit God kom, sal nooit dit ontken nie. Dit is 'n spesifieke situasie wat hy sê. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, skryf Johannes. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het, dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Geliefdes, sê julle net gou vir my sê, wanneer kom die gees van die antichrist? Wanneer kom die gees van die antichrist? Hoe weet jy? Ja, hier staan dit. Dis 2000 jaar terug geskrywe. En die gelowiges toe weet al, dat die gees van die antichrist reeds onder hulle is. Nou kry jy ou wat preek en sê, nee, maar dit moet nog kom. Ek sê, ek sal vir Johannes laat weet, as ek aan die hemel kom. Iemand het nou die dag ook vir my iets gesê. Wat het hy gesê? Hy het iets gesê van iets van Jesus, en toe al antwoord wat ek vir hom kon gee is, ek hoor jou en ek sal vir Jesus in kennis stel. wat moet ek sê? Jy weet, jy weerspreek Jesus om elke liewe hoek en draai, en ek sal net seker maak, Jesus is bewus van sy gruwelooslike mistasting. Ek weet nie wat anders, wat moet ek verduidelik nie. Julle is uit God, vers 4, my kinders, en het hulle oorwin. Wie? Die mense wat deur die gees van die antichrist beheer word. Weet julle wat die woord anti in Grieks beteken? In Afrikaans beteken dit tannie. Dit is Suzanne wat die voorsit. Sy het haar eie salfie. Anti-Zan. Ken julle daai salf? Dis die wonderlikste salf vir muskietbyte, wat ons te danke het aan Zan. Maar in Grieks beteken anti iets verskriklik interessant.
Dit beteken alternatief. Ek en jy sal dink, dit beteken teen. Nee, en dit is ook dele van, maar een van die minst bekende betekenisse van die Griekse woord anti is alternatief. 'n Alternatiewe Christus is 'n anti-Christ. Enige iets wat iemand wat iets sê, iets anders as wat Jesus sê, as wat Jesus sê is, en as wat Jesus sê die waarheid is, enige iemand wat 'n alternatief offer op dit, is wat die anti-Christ gees is. Want daar is net een Jesus, en dis hy, en hy is jou baas, of jou Here of nie. En as jy by hom is sy gees in jou, maar as hy nie is nie, dan is jy nie deel van hom nie. Ek gee nie om of jou naam op 'n kerk lidmaatboek se boekie staan nie. Jy is nie deel van hom nie. Dit is die oorwinning, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. En hier's 'n kosbare oorwinning hier. Nou luister net, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Wat beteken dit? Nou, ek reken, jy dalk nou 2 antwoorde, ek weet nie. Maar kom ek sê vir jou wat dit nie beteken nie, en dan weet jy, dis die ander antwoord. Wat dit nie beteken nie, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, beteken nie, dat alles wat ek doen, sal ek die wenner uittree aan die ander kant nie. Dis nie wat dit beteken nie. Vertel dit vir die gelowiges wat die Kolosseum moet binnestap. Is hy wat in hulle is nog steeds groter as hulle wat in die wêreld is? Is jy seker? Maar hulle word dan vir die leeu's gegooi. Is hy nog steeds die? Sien jy? Sien jy dit? En dis wat hierdie ouens duidelik verstaan. Hulle verstaan ons is in hierdie wêreld vreemdelinge en bywoners. Daar is 'n tyd waar daar bonatuurlike ingryping deur die Gees van God is te midde van duisternis. Maar daar's baie kere waar ek nie die absolute triomfantelike een is en duisternis kan aan my nie raak nie, maar al gaan ek deur die dal van dood skaduwee, sal ek onheil nie vrees nie, al sterf ek. Weet jy wat is die grootste onheil wat daar is? Kan ek vir jou sê? Die grootste onheil is nie wat die duiwel oor jou bring nie. Weet jy dit? Die grootste onheil wat bestaan is wat God oor jou bring. Weet jy dit? Nee? Alright? Kom ek toets julle. Noem my gou op. Onheil wat die duiwel oor jou kan bring. Noem my. Noem iets, kom aan. Dat is baie, ek kan aan 10 onmiddellik dink. Noem? Verloor alles. Mooi, wat nog? Kanker, siekte, wat nog? Vrees vir wat? Sal dit vrees vir groente insluit? Ek het 'n ewige vrees vir broccoli. Vrees, dink gou aan die goedjies, die onheil in hierdie wêreld, die absolute onverdunde boosheid. Weet jy hoe erg is dit? Goed, dink nou aan hierdie. Jy staan voor God en hy sê, gaan weg van my. Ek het jou nog nooit geken nie. Vergelyk dit. Die goed wat ons in hierdie wêreld kan beleef is verskriklik. Die lyding wat mense beleef is verskriklik. Maar is nie naaste by vergelykbaar met die woorde wat jy sal hoor voor God wanneer hy jou wegwys vir ewig en altyd nie. Dis onheil. Gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal onheil nie vrees nie, al maak hulle my dood, bedoelende wat? Want luister, dink jy ek wil daardeur gaan? Nee, maar ek kan dit nie altyd vermy nie. Daar is sekere kere wat daar nie 'n ander opsie is nie, waar Jesus saam met my in die disaster is en deur dit stap. As die moslems 20 mense op kamera wys met oranje overalls en 'n man met 'n swart uniform agter hom staan en 20 ouens se kele word afgesny op kamera, sê vir my dat geen onheil sal hulle tref nie. Onheil het, maar nie naaste by die onheil wat saak maak nie. Want toe hulle sterf,
ontvang Jesus hulle in sy ewige vrede. Ek kan jou baie ander ouens wys wat die konings van die aarde is. Hulle het al die geld waaraan jy kan dink. Hulle het al die luksheid waaraan jy kan dink. As daar wat 'n probleem daar is, hulle gooi geld agterna. Hulle het bucks to burn. En hulle wens, hulle kan elke sent daarvan prys gee om ontvang te word by God. As hulle voor hom staan, kaal, sonder 'n sent, sonder 'n stukkie eiendom, en hulle moet uit sy mond hoor, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Dis geweldig. Ek dink nou gou daaraan, net ek net daai gedagte klaar maak. Jesus vertel 'n gelykenis van 'n ryk jong man en 'n arm bedelaar wat by sy poorte vol sere die honde lek kom. Nou net vir interessantheid, enige iemand hier al vol sere by iemand se erfhek gelê? Enige iemand hier? Deur die honde gelek en gebedel vir geld? Enige iemand? Hoef nie skaam te wees nie, sê maar. Enige iemand? Ok, dis die een wat Jesus gebruik. Jy is nie eers 'n naaste by 'n verteenwoordiger hier nie. Of op kamera nie. Jesus sê, en daar lê hy lê by die hek van die eiendom van hierdie verskriklike ryk man, en hy sterf, en hy word in die boesem van Abraham ontvang. En die ryk man sterf, en hy is ook in die doodryk, maar aan die ander kant van die sloot. En waarvoor smeek hy? Smeek, kan iemand net 'n druppel water op my tong sit, en asseblief gaan sê vir my boeties, van die werklikheid van hierdie plek, dat hulle nie hier sal kom nie. Al gaan ek deur 'n dal van dood, Kariwe, ek sal geen onheil vrees nie. Sê wat God sê. Kom ons lees nog een, wat trek ons? Ja, Openbaring 6. Openbaring 6 vers 9 tot 11. As ek hierdie gedeelte lees. Kyk, daar's baie versies in die Bybel waaroor 'n mens liewers nie moet preek nie. Veral nie as jy nou graag wil hê mense moet die dienste bywoon nie. Nee. Want dit is so 'n refleksie van die predikant se geestelikheid. As hy preek en daar's baie mense, of hy preek en daar's niemand. Nee, so preek liewerste wat mense trek. Dit sê ek met tong in die kies. Roep van die martelare, Openbaring 6 vers 9, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Vraag vir julle, wie gee vir hulle die wit klere? Dis hierdie regte. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Skus, ek het by 10 begin, jammer, ek het by 10, jammer, jy is heeltemal reg. Hulle het met 'n is ek reg, 10, vers 10. Hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Vra hulle vir hom, hulle is vermoor vir hulle geloof. Hulle het vasgehou aan hulle geloof van wie Jesus is tot die absolute einde. Hulle het die keuse gehad, verruil vir hulle lewens. Moes hulle afstand doen van hulle geloof in Christus Jesus. Hulle het dit geweier, hulle lewens is van hulle afgeneem. Hulle staan om die troon van God en hulle bid hierdie gebed. Wanneer gaan U ons bloed wreek op die bewoners van die aarde? Hierdie mense verstaan dat daar 'n wreker is. En dis nie jy nie. Ons is mal oor enige vengeance flieks. 'n vengeance fliek is 'n great fliek om te sien, want daar's hierdie verskriklike boewe en hulle is boos en dan is daar die held en hy gee hulle op hulle herrie die laaste liewe ene en ons love dit. Ja! Rewind, kyk weer. Daar is 'n wreker en is nie jy nie. Jy word uitdruklik verbied om te wreek. Want dis 'n voorreg wat net aan God behoort. Weet jy hoekom? Want hy is die enigste een wat wraak kan neem in reinheid. Sonder om te sondig. Jy kan nie. Jy weet dit, jy het al probeer. Vers 11. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Wie het vir hulle die wit klere gegee? God het dit gegee. Goed, ons is dan op dieselfde bladsy. En aan hulle is gesê,
Wie het vir hulle gesê? OK, kom ons hoor wat sê God vir hulle. Hulle moet 'n klein tydjie rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Wie praat hier? Hoekom sê hy nie net vir hulle, moet nie die duiwel bestraf nie? Kom aan, ek breek jou brein, ek weet. Hoekom sê hy nie net vir hulle, bestraf net die duiwel en niks sal, moet nie jy worry nie, en so in slange en skerpioene en niks sal jou bykom, dit is glad nie wat God vir hulle sê nie. Hulle vra vir hom, wanneer gaan jy ons bloed wreek? Hy sê, ek wag nog net dat die volle getal van die wat nog doodgemaak moet word, doodgemaak word. Krap het jou teologie om. 'n bietjie ontstellend of wat? Sandra? Dit is ontstellend. OK, so wat hiervan? Wat van dit? Sê net gou vir my jou eerste reaksie. God was nog nie op datum van ware geestelike oorlogvoering nie. Hoe reageer jy daaroor? Come on boys, praat met my. God gee vir hulle hierdie raad, maar is baie duidelik dat dit 2000 jaar vroeg was, as hy dit nou gesê het, iets anders gesê het, intussen tyd baie geleer oor geestelike oorlogvoering. Nie waar nie? Nie waar nie? Liewe loof van julle lyk ongelooflik stil. Nie waar nie, vra ek. Wat is julle antwoord? God sê die goed, want hy is nie op datum met geestelike oorlogvoering nie, of wat? Annekie, maar how is your mind? Hoe werk dit? Hoe sal God toelaat dat mense doodgemaak word? Sy genade. Hoe? En hy is nog 'n God van liefde ook. Sisa. Sien jy die krisis? Want ek sal jou sê, jy dink jy sê wat God sê, jy doen nie. Ek en jy doen nie, ons het ons eie idees, en ons het ons eie ou wêreldjie, en ons beïnvloed of ons beoefen 'n ding wat ons Christendom noem, wat net niks te doen het met God nie. Ons kan nie eers daai ou klein eenvoudige versie verduidelik nie. Wat die mees interessantste ding is, dat hulle nie vir God vra, hoekom het u dit toegelaat nie? Hoekom het hulle hom nie dit gevra nie? Hulle weet hy is ten volle in beheer, en die feit dat hulle doodgemaak is geensins 'n neerlaag nie. Geensins. Dit is geweldig, dit is wat daar staan. Kyk wat gaan nog verder. Kyk nog verder, Matteus 24, nou spring ons terug, begin van die Nuwe Testament, waar trek ons tyd? Ons het nog so 'n tydjie vir 'n vers of wat. Matteus 24, vers 1 tot 2. Matteus 24 vers 1 tot 2 is die befaamde gedeelte waar Jesus hulle waarsku oor die verwoesting van die tempel, wat ons nou weet uit geskiedenis het gekom in 70 na Christus, toe die Romeine Jerusalem platgevee het en daarmee saam ook die tempel, en Jesus waarsku sy disippels en sê, vers 1, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom, en om die geboue van die tempel te wys, en Jesus sê vir hom, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En in die versies daarna sê Jesus, en wanneer dit gebeur, vlug. Ek wil by jou weet, hoekom het Jesus nie gesê, bestraf die duiwel nie? Want dit is die eerste ding waaraan jy kan dink. Weet jy hoekom het hy nie gesê, bestraf die duiwel nie? Want hy is in beheer daarvan. Van die verwoesting van Jerusalem. Hy is in beheer daarvan. En hy sê vir hulle, nie wanneer dit gebeur, dan giet julle die duurste olyfolie uit wat julle kan kry, en verklaar in al 4 windrigtings, en dan beskerm julle die plek nie. Dis nie wat hy sê nie. Wat hy sê is, wanneer dit gebeur, vlug. Jesus sê dit.
Nou wil ek by jou weet, ek wil hê jy moet dit hoor, daar's 'n tyd vir staan, en daar's 'n tyd vir hardloop. Weet jy wat is die bepalende faktor? Wat is die bepalende faktor? Wat sê Jesus? Ek wil by jou weet, as jy in 'n krisis kom, vra jy vir Jesus wat sê hy? Of besluit jy voor die tyd, wat sê hy, en dan doen jy wat jy dink hy gesê het? Of vra jy vir hom? Want ek sê nou vir jou, weet jy wat is 'n disaster, hier's dit. Wanneer Jesus sê vlug, en jy besluit jy gaan staan. Weet jy wat gaan met jou gebeur? Jy sal hondekos word. En Jesus sê hardloop. Moenie eers goed uit die huis uitvat nie, sê hy vir daai mense. Hardloop. Dis Jesus wat dit sê. Maar jy sien, luister, as jou idee van geestelike oorlogvoering en intersessie nie begin by wat sê die gees van Jesus vir my nou in hierdie situasie nie, kan ek nou maar vir jou vertel, jy is besig met niks nie. Jy is besig met 'n Christuslose Christendom wat jy dink is verskriklik geestelik, maar dit het niks met Jesus te doen nie. Vra hom wat sê hy. Ons doen nie dit nie. Ons land in krisisse en benoudhede, en daar's 'n tyd vir bestraf die duiwel. Wanneer is dit die tyd om die duiwel te bestraf? Wanneer? Wanneer Jesus so sê. Wanneer hy sê, doen dit, dan doen jy dit. En weet jy hoekom is daar dan resultate? Weet jy hoekom? Want hy het gesê, doen dit. Die gesag is nie by jou nie, die gesag is by hom. En jy staan in die gesag wanneer jy doen wat hy sê. Maar nou wil ek nie hoor wat hy sê nie. Nee, want die gesag is in my. Julle het nie 'n klou van hoe kragtig en belangrik is ek nie. Nou wil ek bedaai, ons weet, so waarom stap jy nie oral in die geweldgetuisterde gebiede en bestraf die duiwel so ver as jy gaan nie? Hoekom stap jy nie in die hospitale in en roep weet, wek net almal op en maak hulle gesond? Hoekom doen jy dit nie? Sê, want, luister, jy kan net doen wat Jesus vir jou sê om te doen. En as hy vir jou sê, vlug, luister mooi, dan vlug jy. Dan gaan doen jy nie ander kaperjolle nie. Jy vlug. Jy doen wat hy sê, maar as hy vir jou gesê het, staan. Nou kyk hierdie versie, kyk na die volgende een. As hy sê staan, dan staan jy. Die volgende een is Handelinge 16. Hier's 'n pragtige voorbeeld. Niks wat God doen, sluit Jesus uit nie. Alles wat God doen, doen hy vir sy seun, deur sy seun, en word dit in sy seun in stand gehou. Ek en jy leef uit die seun. Daar's 'n Engelse liedjie wat sê, in him we live and move and have our being, in him we live. Ken julle dit? Ja. Kom uit Handelinge. In hom leef ons, beweeg ons en voer ons 'n bestaan. Wys vir my uit jou praktyk van 'n Christendom dat jy in hom leef en in hom 'n bestaan voer. Hier's 'n voorbeeld. Handelinge 16 vers 16. Lukas is besig om te skryf. Lukas is nie eers 'n Jood nie, hy's 'n Griek. Hy doen navorsing vir 'n man met die naam van Theophilus oor die handelinge van die apostels. Nadat hy die evangelie geskryf het oor Jesus se bediening, skryf hy 'n diepteverslag oor wat gebeur terwyl die apostels in die naam van Jesus, in gehoorsaamheid aan Jesus, deur die wêreld gaan. En dis hoe ons handelinge in die hande gekry het. Nou hy skryf in vers 16, en terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Selfs die duiwel weet dit. Die duiwel weet dit baie goed. Luister, jy kan nou baie van die duiwel sê. Jy kan baie van hom sê, maar daar's een ding wat jy nie van hom kan sê nie. Hy is nie 'n ateïs nie. Nêrens onder die demone is daar enige sprake van ateïsme nie.
Nooit nie. Die enigste mense wat val vir daai grap is dom, onnosele mense. Liewe land, nie eers die duiwel sal dit waag om dit te sê nie. Nou dink jy, hoe kan jy sê iemand is dom en onnosel? Wel, dink jy nie dis dom en onnosel nie? Dink jy nie dat die skepsel vir die maker kan sê, hy is nie daar nie en hy bestaan nie en het nooit nie? Sal jy nie sê, dis dom en onnosel nie? En arrogant nie, absoluut so. Daar is geen mens van die skepping van Adam, regdeur tot vandag, wat voor God staan en 'n ateïs is nie. Geen mens nie. Op aarde ja, maar wanneer jy voor God staan, daar is nie manier nie. En terwyl ons so goed, en sy het Paulus gevolg en dit gesê, vers 18, en dit het sy baie dae lank gedoen, en ons het al hieroor gepraat, en ek wil hê jy moet dit weer sien, Paulus is een van die mense wat niks doen, tensy hy hoor dat Jesus sê hy moet dit doen nie. Hy loop, hierdie slavin, Handelinge 16 vers 18, wat baie dae agter hulle aanloop, en demonies besete, is sy besig om te praat en te skreeu oor hulle, en sy praat die waarheid, die duiwel kan absoluut die waarheid praat. Dink, hy kan nie die waarheid praat, hy praat verskriklik die waarheid. Hy kan. Nee, maar Paulus bestraf hom nie. Hoekom bestraf Paulus nie hierdie gees nie? Want Paulus doen niks uit sy eie uit nie. En jy? Wat van jou? As jy willer as die wildtuin? Hoe is jou Christenskap? Willer as die wildtuin? Ek moet net sien dat daar se blaase kom uit die water. Dis nie wat disippels van Jesus doen nie. Daar is goed soos demone, hulle is om ons. Ek word nie in aksie beweeg deur die teenwoordigheid van demone nie. Ek word in aksie beweeg deur die stem van my herder. Ek doen niks wat hy nie vir my sê om te doen nie. Ek doen niks uit my eie uit nie. Ek is nie die Here nie, hy is die Here. Ek behoort aan hom, of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan hom. Ek doen wat hy sê. Ek leer om te doen wat hy sê. Dis die passie van my lewe. Is dit nie ook joune nie? So, hoekom stap hy vir baie dae? Sy het vir baie dae lank gedoen, en Paulus bestraf haar nie, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom naderhand, moet jy inlees daar die woord, naderhand omgedraai, en vir die gees gesê, ek beveel jou in my naam, om uit haar uit te gaan. Dis maar, het staan in die Bybel, kyk. Die gesag is nie in jou nie, want as het in jou was, het ek gesê, ek beveel jou in die naam van Richard. Die gesag is in Christus. Daarom gebruik jy sy naam en nie joune nie. Maar vir baie dae, en hy praat met Jesus daaroor, ek gaan nou die laaste versies gaan lees, voordat ons tyd om is nou baie kort. Hy praat met Jesus oor wat ook al hy belewe, en totdat hy hoor Jesus sê, nou. En toe jaag hy die duiwel, en weet julle wat gebeur toe met Paulus? Weet julle wat gebeur? Hy kry die pak van sy lewe. Hy jaag hy demoon, en hy meisie kan nie meer geld inbring nie. Daar ontstaan een van die grootste riots wat die stad nog gesien het. Hulle slat vir Paulus, pimpel en pers. En smyt hom in die tronk. En hy sit daar, en in plaas van homself bejammer, en daar lê hy, sit hy daar, en hy en nou Silas, en al wat hulle doen is, hulle aanbid God, en sê, wat is hy liedjie wat ek verlede week gesing het? Wat is hy liedjie? Wat is hy liedjie man? Verlede week het You are faithful. All my life you have been faithful. All my life you have. Ja, dink gou in hierdie toneel. Nee, hier sit hulle in die tronk. Wap, hulle is gevoeter, met stokke geslaan. Luister, ons praat nie van 'n ligte wiksie nie. Die wit waks is uit hulle uitgeslaan. Hulle is in die tronk. Nee, en hulle sing, nou ek weet nie wat hulle gesing nie, maar ek kan my voorstel, hulle sing ietsie soos, all my life you have been faithful. En ek gaan, ekskuus tog net Paulus, jy het die pak van jou lewe so pas gekry. Where is the faithfulness of God there? Paulus sê, jy weet nie baie nie, nee.
Jy weet hoe glad nie so baie nie. Al is ek neergewerp, nogtans is ek nie vernietig nie. Want ek het 'n skat in 'n erdekruik. Dink jy, dis die erdekruik wat so besonder is? Nee, dis die skat daar binne. All my life you have been so good. Hulle het nie gebaken op God se reaksie nie. Aardbewing, deure vlieg oop, ou wil homself doodsteek met 'n dolk. Paulus keer en sê, "Wow, moenie dit doen nie. Ons is almal nog hier." Hy vra hulle, "Wat moet ek doen om gered te word?" Hulle sê, "Bekeer jou." Hulle doop hom nog daai aand. Klomp apostole. Laaste versie, laaste een, nee? Laaste een, 2 Korintiërs 12, vers 7 tot 10. Laaste een, vinnig. Ek begin nou 'n liggies hyperventileer. 2 Korintiërs 12, vers 7 tot 10. Dis 'n aaklige versie. Hoekom het die Here toegelaat dat dit ooit opgeteken is in die Bybel? 2 Korintiërs 12 vers 7. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n liefste broeders en susters. Wie het dit vir Paulus gegee? Kom ek vertel jou wie dit nie vir hom gegee nie. Ek kan jou waarborg, dit was nie die duiwel wat dit vir hom gegee het nie. Want die duiwel is beslis nie bekommerd oor jou hoogmoed nie. Dat jy nie moet hoogmoedig wees nie. Dis aan hom gegee, engel van die Satan. Om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Wie het vir hom hierdie engel van die Satan gegee, om hom met die vuist te slaan? Ja, en jy dink net, okay, luister net, hierdie is kettery, Richard, eerlik. Wil jy my eerlik sê, dit was Jesus? Ja, natuurlijk, hoekom, lees jy nie wat daar staan nie? Lees, kyk. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. Ek het wie het hy gevra? Die een wat dit oor hom gebring het. Die een wat bang is, die een wat besorgd is, dat Paulus hom sou verhef, en dink dat hy is iets spesiaal. Vra ek vir Jesus. Sê, maar hoekom bestraf hy nie die duiwel dan net eenvoudig nie? Want Paulus verstaan Jesus. Hy weet Jesus is in beheer. Ook van hierdie. Daarom praat hy met Jesus. Nie met die duiwel nie. Met Jesus. En hy vra 3 keer, Here, haal dit van my af. Nou, hoekom sal ek vir Jesus vra om dit af te haal, as Jesus dit nie daar gesit het nie? Lees verder en sien jy, dis nie, ek swys nie met die Bybel nie. Dis wat daar staan. En hy het vir my gesê, hy wie? Die Here Jesus. Sê vir my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En nou sê hy, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my sal woon. 'n Engel van die Satan wat hom met die vuis slaan. En Paulus gaan praat met Jesus. Nou, net as 'n voetnote. Daar is geestelike oorlogvoering. Maar in die woorde van Jakobus, hierdie woorde, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Stem julle saam? Jy geweet, dis nie wat daar staan nie. Dit is nie wat daar staan nie. Dis 'n selektiewe lees van die skrif, wat ek jou juist teen wil waarsku. Weet jy wat staan daar? 3 goed. 1. Onderwerp jou aan God. 2. Weerstaan die duiwel. 3. En hy sal van jou wegvlug. En ek wil nou eers hê jy moet dit hoor. Onderwerp jou aan God.
Weet jy wat is die grootste stryd wat jy het? Die grootste stryd wat jy stry is nie die drama van die lewe nie. Jy dink dis die grootste stryd, dit is nie. Die grootste stryd wat daar bestaan, is dat jy jou oë van Jesus sal afhaal. Dis die stryd van die geloof. Ek en jy is so besig om seker te maak dat ons lewe is krisisvry, dat ons het nie 'n saak met Jesus nie. Maak nie saak waar is hy nie. En jy kan dit sien, en ek wil dit vir julle sê, en dis dalk nou ons laaste gedagte wat in jou ore moet weer klink. Jy is so besig om seker te maak dat jy 'n krisisvrye lewe het, dat jy jou geensins steur aan wat Jesus vir jou sê nie. Jesus sê vir jou, jy moet jou broers lief hê. Jy steur jou nie daar nie. Jesus sê vir jou, jy moet onderdanig wees in jou man, en jy steur jou nie daar nie. Jesus sê vir jou, jy moet jou vrou lief hê, jy steur jou nie daar nie. Jesus sê, die plaaslike goed in jou lewe, maar daarmee het jy faal, vrede. Die enigste ding waaroor jy besorgd is dat daar net nie moet krisisse wees in jou lewe nie. En jy noem dit geestelike oorlogvoering, jy is mislei. Dit is glad nie geestelike oorlogvoering, inteendeel. Jy het dit klaar verloor. Jy het jou oor van Jesus afgehang. Luister, die Here Jesus, wat ons dien, sal jou deur baie krisisse neem. Baie. Hy persoonlik, wat nie weg te bidde is nie, waardeur jy moet gaan, sodat een ding gestand gedoen kan word deur dit alles, dat jy kan leer om jou oë op Jesus gefestig te hou. Al verloor jy alles, want dis waaroor die lewe gaan. En as jy dit verstaan jy geestelike oorlogvoering in die woorde van God. Die res is kapriolle. Don't go there. Kom ek bid saam. Here Jesus, ons het so nodig dat U aan ons sal openbaar. Ek is ver meer toegewikkel met frille en dingetjies en nonsens selfs, wat ek self nie raak sien nie. Maar in U lig word alles wat duister is, alles wat nie Jesus is nie, openbaar vir wat dit is. Here Jesus, ons wil na U toe kom met ons harte. Ons wil hê dat U met U lig in ons instraal. Ons is nie bang vir die lig nie. Ons wil dit hê. Ons wil dit omhels. Openbaar Uself aan ons, Here. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.